Soveel meer, episode 13. Dit is sondagoggend toe die aarde nogmals oopgaan en dit olifante en renosters begin reën. Nie net hier in die omgewing van Chrissies Meer nie, maar oral in Suid-Afrika blykbaar. Sosiale media wys huise wat onder water is en karre wat van brûe afgespoel word. Mense wat op huise en karre se dakke wag om gered te word. Dit is 'n uitsonderlike nat herfs. Dit sien Renata elke keer wanneer sy haar laptop aanskakel om na nog patrone vir haar makramies te soek. Haar klein inkdrukkertjie waarsku haar dat sy ink laag is, maar sy gee nie regtig om nie. As dit papreën, moet 'n kunstenaar skep en sy het nou kopers hier by haar in die kamp. Sy het die storie van Adam en Eva klaar geskryf. Adam het sy Eva verower en passievol met haar liefde gemaak en toe die twee van hulle vertrek op 'n missie om 'n nuwe woonplek op die eiland van die Hariges vir hulle self te gaan skep, iewers in 'n grot waar Eva 9 maande later haar babatjie in die wêreld gebring het. Tatika, want dit is mos Renata se skuilnaam, het die storie romanties geskryf, hoe hulle werklik vir mekaar begin omgee het. Liefde maak is net soveel beter as twee mense van mekaar hou. Die storie is nog nie op die app nie en sy het nog nie weer van Chanel gehoor nie. Miskien dink Chanel haar storie is te soetsappig en nie seksie genoeg vir die app nie en dan word dit dalk afgekeur. Daarom werk sy nou maar voluit aan haar makramies ook. Maar terwyl haar hande besig is, kom maak 'n idee van 'n splinternuwe ander storie, sommer so tussen alles deur homself tuis op haar laptop. Dit het alles te doen met die hoeveelheid water wat in hierdie stadium op die aarde neergesmyt word. Renata maak 'n nuwe vouer oop, waarop sy begin skryf. Sy gaan die heldin Santi noem. Santi woon en werk in Hoedspruit en sy bestuur haar pa se hardeware winkel. Sy is 'n geskeide nooi van om en by 30 en is deesdae so mansku dat sy weghol as 'n man dit net waag om na haar hand te kyk, laat staan nog te probeer vat. Die held van die storie se naam is Dion. Kaptein Dion Esterhuizen in diens van die weermag. En al is hy nog op sy eie, het hy pas by 'n weermaghuis by die basis hier naby ingetrek, want sy rang regverdig dit. Die huis het lank leeg gestaan en al is dit gereeld oorgeverf, is die reismere besig om sy kombuiskaste vir ontbyt op te vreet. Die dat hy vandag hier by die hardeware en buiteligwinkeltjie instap op soek na iets wat hulle sal laat besluit om te trek of hulle sal laat vrek. En dit is waar Dion die vrou vir die eerste keer raak sien. Het jy honde? Vra Santi dadelik toe hy vra vir muurgif. Nee, nog nie, maar ek sal dit oorweeg om een te kry, nou dat ek weet dat ek vir 'n rukkie hier gestasioneer gaan wees. Hoekom vra jy? Weet jy van mense wat baba hondjies het en daarvan wil ontsla raak? Vra die man. Ongelukkig nie, ek vra, want ek wil weet watter soort gif om aan jou te verkoop. Daarom het ek nog 'n vraag, het jy klein kindertjies? Nee, ook nog nie, maar nou dat ek vir 'n rukkie hier gestasioneer gaan wees, oorweeg ek dit om dalk 'n paar van hulle ook aan te skaf. Spot hy en koggel haar mooi groen oë met sy blaues. Hy weet, sy kan dit nie mis nie. Die blou uniform van die lugmag maak syne net meer opvallend. Wel sterkte met daardie missie vir jou en jou vrou, antwoord sy en 'n kleurtjie klouter in haar gesig op. Maar daarvoor sal ek natuurlik eers 'n vrou ook moet aanskaf, antwoord hy lachend. Sy blou oë los haar nie vir 'n oomblik nie. Hy weet hy is aantreklik en hy is doodseker dat hy enige vrou in die wêreld kan verower. Dit is net 'n kwessie van tyd, dan stryk hy lakens plat en sy kan nie wag om saam met hom daarop rond te rol nie. Hy vra, jy weet nie dalk van iemand wat op die oomblik hier los rondloop en so bietjie na jou lyk nie. Wat weet jy wat, jy is baie mooi. Wat doen jy vanaand?
Niks waarby jy betrokke gaan wees nie, antwoord sy skerp. Sy hou die gif na hom toe uit en laat los, en hy moet bond staan om die boksierak te vat, voordat dit grond toe gaan. Hey, ek wil jou net uitvra vir ete, absoluut niks meer nie. Ek sien nie 'n ring aan jou vinger nie, maar los dit liewer, ek wil niemand straf met my teenwoordigheid nie. Regtig nie? Is dit dan al, kaptein? Want dan kan jy maar gaan, vra sy. Wel, dalk 'n paar plante vir die blombakke by my voordeur en potgrond, vra hy hoopvol. Sy draai om en roep, Jensen, kry vir hierdie man 2 sakke potgrond en wys vir hom watter saailinge geskik is om hierdie tyd van die jaar te plant. Dion gee haar 'n laaste kykie en later kyk hy oor sy skouer na die glasdeure van die winkel wat agter hom toe gaan. Dit is nie asof hy met elke vrou flirtasies opsit nie, maar hierdie een is regtig vir mooi en daai lyfie is genoeg om vanaand 'n geselsie met sy beste vriend in die stort aan te knoop. Maar dan aan die ander kant, as sy getroud of verloof is, sal hy beslis nie in iemand se slaai wil krap nie. Jensen, wat sy aankope agter op die dubbelkajuit voortlaai, sien hoe hy terugkyk na die venster. Dit is Santi daai, sy is die baas se dogter. Sy maak die kwekery gedeelte vir ons mooi en sy manage die winkel op die oomblik. En waar is Santi se man? Vra Dion en haal 'n pink noot uit sy wallet vir 'n tip. Nee, haar man het al gelos. Hy was ook hier van die Air Force, nes jy. Geen wonder sy so kwaad vir alles en almal in blou nie, besluit Dion. As hy nie een van die heel mooiste vroue is wat hy in sy lewe gesien het nie, het hy dit nie eens oorweeg om haar verder te probeer oortuig dat hy eintlik die vangs van die eeu is nie. Santi storm na die dameskleedkamers toe, nadat sy die aantreklike ou aan hulle bekwame tuinkenner oorhandig het. Sy sal haar nie weer laat intimideer deur 'n aantreklike ou in 'n lugmaguniform met hemelsblou oë nie. Die volgende dag reën dit weer. As dit reën, gebeur daar nie baie by die kwekery nie. Maar ja, waaragtig, teen 4:30 stap die geuniformde Jafel weer daar by hulle winkel in. En natuurlik is daar van die res van haar personeel op daardie oomblik nie 'n teken nie, en dit is Santi se eie skuld. Sy het mos gesê, die helfte van hulle kan vroeg huis toe gaan, 3 van die 6. Haar eie woorde was, hier sal nie weer mense kom nie. Nou vra sy maar ewe pligsgetrou, waarmee help ons vandag, kaptein? Ek het gesien julle het 'n koffiestasie en toe hoor ek by my kollegas dat julle die beste kaaskoek in die land hier saam met die koffie bedien. Toe ry hy in die reendorp toe om net voor sluitingstyd te kom kaaskoek eet, vra sy sarkasties. Ja, dit en ververf vir my potte op die stoep. Ek dink ek moet die potte die naweek verf. Hy gaan sit op een van die kroegstoeltjies by die koffiestasie en daar wag hy. Stefina, roep Santi, maar Stefina skitter ook in haar afwesigheid. Dit beteken dat die ander helfte van haar personeel haar ook intussen verlaat het. Santi haal 'n beker van die rak af, sy skink koffie daarin en stoot 'n bekertjie met melk en 'n bakkie met suikerpakkies oor die toonbank na die man toe. Sy skep vir hom 'n ekstra groot stuk kaaskoek in 'n bordjie en sorg dat hy 'n virkie met 'n servet het. Sy wens, sy hoef nie in daardie hemelsblou oë te kyk toe hy sy geldnoot op die tafel neersit nie. In plaas daarvan dat dit haar ontstel, maak dit iets in haar wakker. Verlang sy na iets meer as net 'n soen van daardie pragtige mond wat so maklik met haar glimlag. Iets wat sy haarself beloof het om nooit weer te ervaar nie. Ek is Dion, sê hy. Hy steek 'n hand na haar toe uit en sy raak dit skaars aan. En so word Adam toe Dion. Sy sê, Santi, geniet jou koffie en koek? Jammer, ek het werk wat moet klaar. En daarmee verdwyn sy in haar pa se kantoor. Pa
pa, wat in die laaste jaar stadig maar seker die leisels hier rond in haar hande begin sit het, want hy en sy nuwe girlfriend hou mos vakansie in die Serengeti. Mans is almal dieselfde. Wanneer sy later uitstap, is die man nog daar in die winkel rond. Ek gaan sluit. Het jy nog iets nodig? Ek het mos gesê ek is hier vir verf en 'n paar kwaste, vra hy 'n bietjie minder selfversekerd as net nou. Sy laat hom op die kaartjies kyk. Hy blaai en blaai en blaai. Hy word tussen 'n baksteenrooi en 'n groen. Watter een dink jy? Vra hy. Die rooi, maar jy moet self daarvan hou, antwoord sy. Miskien sal ek daarvan hou, as ek weet dat dit vir jou ook mooi is, antwoord hy. Hy haal sy debietkaart uit en betaal vir sy aankope. Wanneer hy met sy ware uitstap, sluit Santi die glasdeure van binne en stap na die agterdeur. En toe klop iemand aan Renata se houthuisie se glasdeur en sy skrik vir haarself terug daar van Palaborwa af tot hier in Chrissiesmeer, in so mate dat sy eers moet asem by mekaar trek. Sy sal haar storie moet bære en rekenaar moet afskakel. 6 mense bondel onder die dakkie van haar stoep in om teen die reën te skuil. En agter hulle sien Renata dat die daglig intussen plek gemaak het vir 'n baie, baie donker aand. Sy maak die deur oop en staan terug. Kom gerus binne julle. Julle wil seker na die knoopwerk kom kyk. Ja, ons het besluit om redelik vroeg môreoggend in die pad te val terug Gauteng toe. Hulle voorspel nog heel wat reën vir vannag en ons is bang dat die paaie al hoe meer onbegaanbaar gaan raak. En daar koop hulle alles wat Renata gemaak het, voordat die storie haar gepak het. 'n Uil, 2 groot paddas en 4 potplanthangers van paddas en 3 sleutelhouertjies. Dit gebeur as jy jouself in die verkeerde beroep verdrink het, dink sy. As sy nog 'n groot padda geknoop het in die tyd waarop sy so lekker begeesterd aan Santi en Dion se storie begin skryf het, het sy nou met 'n lekker klompie geld in haar sak gesit. Maar sy gaan nie nee dankie sê vir dit wat hulle nou op haar tafel neersit nie. Hugo pak Sondag aand al sy goed langs die deur van sy ronddaveltjie, reg om môreoggend vroeg te laai en te vertrek. 'n Sandparke amptenaar het net na 7 aan die deure van die huisies in die kamp kom klop en almal gewaarsku. Die krokodilrivier is in vloed. Hy weet nie hoe gaan die hekke hierna lyk nie. Die grootpaai hier in die suide wat na die krokodilbrug hek toe gaan, het weggespoel en jy kan in elk geval nie meer by daai hek uitgaan nie. Hulle is nog besig om die noorde van die Wildtuin op te ruim na die vorige vloed en nou lyk die suide nog slegter. Daar is al verskeie voertuie by laagwaterbrûe in die Komati rivier omgewing weggesleur en oppas maar waar hulle buite die Wildtuin ook gaan ry. Hierdie is een van die natste jare in 200 jaar. Hugo kyk sy yskas deur en sit sy oorskiet braaivleis in 'n pot om op die stoofie op die stoep vir hom warm te maak. Hy haal 'n bier uit en toe sy vleis warm genoeg is, gaan sit hy eers om dit te eet. Daarna skakel hy sy rekenaar aan om verder aan sy storie van die oorlog te skryf. Theophilus Ramsgate, sy held, word deel van die Britse kommando. Die doel is om Transvaal vir moeder Engeland te kolonialiseer. In hulle omswerminge ontmoet hulle die karakters van Steinecker Horse ook. Maar Theophilus raak al hoe meer geskok en ontnigter oor die gruwels wat sy mede-landgenote, die Britte, doen. Daar is nie menslikheid nie. Hulle volg 'n beleid van verskroeide aarde. Hulle jaag die boere se vee vir hulle self aan kommando toe en slag die goed net daar. Hulle stroop die lande en groentetuine wat deur die mense aangeplant is vir hulle eie voedsel en kos. Hulle draai die hoenders nek om en steel die eiers. En hulle steel selfs die kos en die meel in die mense se spense voordat hulle die huise afbrand. Maar die ergste is dat hulle nie net die boere se families van hulle plase afdryf nie. Hulle verkrag die vrouens en kinders soos wat net barbare sal doen.
Theophilus verlang na sy vrou en kinders in Engeland. Sy dogters is 18 en 16 en hy kan net dink wat so iets aan hom as pa sal doen as soldate dit waag om so iets aan sy dogters te doen. Hy sal hulle vermoor, man. Die winter van 1901 is een van die koudstes wat die Transvaal Hoëveld nog beleef het. Al waarna Theophilus nou uitsien, is om weer op 'n skip te kan klim en terug te keer na sy beskeie huis in Londen, waar sy gesin op hom wag. En toe kom daar 'n brief, wat sy wêreld in stukke laat spat. 'n Brief wat hom al vir maande hier in Afrika agtervolg en nou op hierdie koudste nag van die jaar in sy hande beland. 'n Brief van sy oudste dogter, waarin sy skryf dat hulle ma, sy vrou, dood is, dat die winter en aaklige griep in Engeland haar al in Januarie kom eis het. Wat Theophilus altyd probeer het om die soldate rondom hom op te beur, is hy nou die een wat die laagste van laagtepunt bereik. Wanneer hy die dag by nog 'n plaas verbytrek op pad na 'n volgende staanplek, draai hy af en stop by die begraafplaasie daar. Hy sak vooroor op 'n vars grondhoop en daar breek hy in stukke en huil. Een van die manne kom nader en wil hom weer op sy perd help, maar hy roep uit, "Gaan aan sonder my, daar's my niks meer oor om voor te leef nie. Ek sal julle een of ander tyd inhaal en weer by julle aansluit as ek so voel, maar vir nou het ek tyd nodig om alleen te wees." Die jonger man staan 'n oomblik rond en toe gaan klim hy op sy perd en ry weg. Theophilus sit 'n ruk lank daar tussen die houtkruise. Hy lees een van die name, Johannes Gerhardus Petrus Joubert, en hy sien op die datum dat die man minder as 'n jaar gelede dood is. Daar is 'n klompie kleiner grafte, kinders, die Joubert kinders. Dan was hier mense in die omgewing wat deur dieselfde pyn wat hy nou verduur is. Daar is oral mense met pyn op hierdie aarde, maar hy en sy medelandgenote is verantwoordelik vir die pyn van die Afrikaanse mense van hier. Hulle was net besig om onskuldig hulle eie lewens te leef, kos op hulle tafels te sit, hierdie afgryslike winters te oorleef, en toe tref die soldate van Engeland hulle. Dit is miskien die rede hoekom alles wat vir hom goed was, ook van hom afgeneem is. Dit is die hemelse Vader se wil. Wat jy saai, sal jy maai. Theophilus haal die tou van sy saal af en maak 'n lus vir sy nek. Hy lei die perd na die bome daar naby en trap in die perd se stubeel om die ander punt van die tou oor 'n tak te gooi en vas te maak. Hy sit die tou om sy nek en huts die perd aan om weg te spring. So gaan hy 'n einde aan sy eie miserabele aardse bestaan maak, nou en hier. As dit is hoe die wêreld in 1901 lyk, wil hy beslis nie meer van hier af deel wees daarvan nie. Maar die perd luister nie vir hom nie. Die perd bly staan. Iets of iemand hou die perd vas. 'n engel? Nee, 'n vrou. 'n mooi vrou. Nie meer so jonk nie. Haar ligte hare is windverwaaid en sy moet alles in haar vermoë doen om die perd te laat stilstaan. En toe skree sy vir hom in gebroke Engels, "Maak los die tou om jou nek." Hy wil eers nie, hy skop harder in die perd se lieste en die dier klim op sy agterpote. Theophilus vlieg uit die saal en hang hulpeloos tussen hemel en aarde, maar om een of ander rede werk sy knoop om die tak nie, en hy en die vrou beland pynlik saam op die klippe en tussen die droë takke en wintersgras daar op die grond. Vir 'n oomblik lê hulle, toe rol hy een kant toe en ruk die tou van sy nek af. Genigtig, hy is nie die kleinste man wat die aarde bewandel het nie. Wat as hy die arme vroumens nou morsdood gaan staan en val het, as hy haar nek gebreek het met die afkom aarde toe. Hy staan op en gaan buk oor haar. Haar oë is toe. Hy druk haar haar uit haar gesig en soek verstikkende plekke. Sy maak haar oë stadig oop en toe probeer sy verskrik om weg te kom van hom af. Sy roep uit,
moenie eens daaraan dink nie. Toe weet Hugo, hierdie Letty is die vrou wat aan die soem van die meer gaan stap het. Sy het miskien sy lewe gered, maar sy wil baie beslis alleen gelaat word. Sy soek nie mense nie, veral nie mans naby haar nie. Nou sy dan nie nog steeds oor 'n gesin wat as gevolg van 'n wrede oorlog van haar af weggeneem is nie. Hugo dink aan die nuwe Letty in sy boek, toe sy oë toeval en hy aan die slaap raak. So gebeur dit soms, dat jy iemand net flitend gesien het, dan maak sy so 'n indruk op jou, dat jy later 'n hele boek rondom haar wil weef, besef hy, toe hy die volgende oggend wakker word, met haar weer eens eerste in sy gedagtes. Word vervolg.